Goeiemôre vriende, het is vandag Dinsdag die 17de Junie 2025. Ek hoop julle het 'n lekker naweek gehad waarin julle sommer net as 'n gesin en as 'n familie, as individue kon ontspan. Ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, dankie vir die ritmes van die lewe waar ons kan stil word, waar ons kan besig wees, waar ons inderdaad kan rus, waar ons dan weer ongelooflik hard werk. Dankie daarvoor. Dankie vir die ritmes, Here, van 'n oggend en 'n aand. Dankie vir die ritmes, Here, wat ons het, Here, dat U vir ons 'n tye gee waar ons lekker met U kan praat en dan weer stil kan wees in verwondering oor wat U doen. Ritmes, Here, van moeg wees en van baie energie het. Ritmes, Here, van vakansie en ritmes van werk. Ritmes van 6 dae 'n week arbei en die 7de dag rus. Dankie, Here, vir U ritmes wat U gee. Dankie vir die seisoene wat U gee. Dis nie net winter nie. Dis nie net somer nie, dis nie net herfs nie. Dis nie net lente nie. Alselfs 'n ritme in die jaar. Dankie, Here, vir die ritmes in die kerkkalender oor die eeue heen. Die ritme van Advent aan die einde van die jaar. Die ritme van Epifanie waar die gedoop is, waar die klere groen is en waar dit groei versimboliseer, waar deur U lewe ons gegroei het en nog steeds groei. Dankie vir die ritme van lydenstyd, die klere pers. Die ritme, Here, van Goeie Vrydag waar U vir ons gesterf het. Die ritme van die opstanding Sondag waar U opgestaan het. Die ritme van Pinksterfees waar U Gees uitgestort het. Die ritme van Common Time waar ons maar net rustig in die natuur die hele tyd bewus is van U. Dankie vir die ritmes van die lewe. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, dus ek is nou weer by 'n gedeelte hier in Spreuke 29 wat 'n mens so 'n bietjie maar lees en dan kyk jy maar waar jy op die ou ende uitkom, né? So ek het 'n bietjie met julle gister gepraat oor die kinders, né? Oor die kinders. Ek het net my berings kry hierso, ek sien ek het 'n bladsy aangeblaai, ek wil net sê waar is ek nou? Hy was 'n bietjie gesê het 'n verstandige seun of dogter hou hom of haar aan die wet van die Here. As die seun of die dogter maats maak met mense wat vir niks eerbied het, die bring hy of sy skande oor sy vader, né? Ek lees vir julle en dan hak ons so vas by 'n gedeelte. Wie groot ryk, vers 8, wie groot rykdom versamel deur mense uit te byt, versamel dit vir iemand wat hom oor arme mense sal ontferm. Wie groot rykdom versamel deur mense uit te byt, versamel dit vir iemand wat hom oor arme mense sal ontferm. Nou vriende, ek word elke keer verlei om 'n paar goed te sê, maar miskien gaan ek dit maar nie nou sê nie, maar ons sien dit natuurlik ook baie groot. Wie groot rykdom versamel deur mense uit te byt. Vriende, ek dink dit is absoluut net 'n skreiende skande, né? As iemand daarop uit is, dit bewuslik doen om sy rykdom te bou deur mense uit te byt, is dit 'n skreiende skande. Ek gaan eers volstaan daarby. As iemand op doof hou vir die wet van die Here, sal die Here 'n afskuw hê aan so 'n man se gebed.
Nou vriende, as ons praat, onthou ons nog Ou Testamenties hierso, as ons praat, ek vertaal hom baie keer deur die bril van die Nuwe Testament van Jesus wat al reeds gekom het. Maar Ou Testamenties is dit natuurlik baie belangrik hier. As iemand op doof hou vir die wet van die Here, is dit dat iemand vriende wat nie eintlik 'n verhouding met God gesoek het nie, iemand wat eintlik maar net sy eie pad wil stap, iemand wat dit gaan oor die me en iemand oor wie dit nie gaan oor God nie. So dis eintlik iemand in hierdie konteks wat God verloon, wat eintlik teen God kies as jy teen die wet kies. Dan sê die Spreukedigter, as iemand om doof hou vir die wet van die Here, sal die Here 'n afskeid hê van so 'n mans gebed. So die Here sal nie luister as sy gebed nie. Die Here sal nie luister as sy gebed nie. En ek dink as ons in ons konteks vandag kyk, vriende, ek dink die probleem in ons tyd wêreldwyd is dat mense hulle doof hou vir die wet van die Here. Ek het gister die wet van die Here vir julle weer voorgehou, Eksodus 20, julle kan gaan kyk Deuteronomium 5, julle kan gaan kyk Nuwe Testamenties, die opstomming van die wet van die Here, en eintlik kan 'n ou die wet van die Here, wat eintlik gaan oor wat is vir God belangrik, kry ek en jy oral opgeteken in die Bybel, né? So iemand wat hom doof hou vir die wet van die Here, dit is iemand wat hom nie wil laat lei deur God nie, dis iemand wat hom nie wil laat lei deur die Heilige Gees nie, dis iemand hom nie wil laat lei deur die Heilige Gees nie, raak hy of sy hulle eie God, wat dan inderdaad 'n afgod is. En God sê dit baie duidelik, dat jy met geen afgod mag jy dien nie. Maak nie saak of dit op die aarde, in die hemel, onder die aarde, waar ook al is jy mag geen afgod dien nie. Jy mag nie jouself, jou eie denkwyse, jou eie manier van doen, jou eie wetjie wat jy daar vir jouself sê. Die oomblik as jy dit doen, dan is jy teen God. Kies jy teen God. En dis wat die vers vir my in ieder geval sê, as iemand hom doof hou vir die wet van die Here, as iemand nie daar, as hy nie omgee of hy moord pleeg, of steel, of bedrog pleeg, of iemand begeer en strooi aanjaag nie, of wat ook al, as hy hom doof hou daarvan, moet hy nie dink, kom sê die Spreukedigter, dat God na hom sal luister nie. Sal die Here 'n afskeid hê van so 'n man of vrou se gebed. En vind wat ek nou maar uit hierdie versie net uit lees, is ek dink ons moet vir onsself afvra, is ons besig om in Jesus se voetspore te volg? Is ek, onthou die wet, Paulus praat baie keer die wet, dan sê hy, dit gaan nie oor die wet nie, maar onthou nou, dit gaan nie oor die wet wat jou op die ou einde, die wet lei nie tot verlossing nie. Dit is nie so nie, dit was Ou Testamenties, né? Nuwe Testamenties het Jesus vir ons kom sterwe aan die kruis. So wanneer ek en jy in Jesus Christus glo, het hy vir ons genade gegee sodat ek en jy gered kan word, sodat ons die ewige lewe kan hê. En omdat ek en jy gered is, daarom wil ons mos nou graag die wet onderhou. Dit is tog so, jy wil tog nou graag, as jy 'n kind van lewende God is, God die Vader, Seun en Gees, wil jy tog doen wat hierdie God vir jou sê. So as iemand hom dan doof hou vir die wet van die Here, vriende, dan kom sê hierdie gedeelte net eenvoudig vir ons, sal die Here afskeid hê van so 'n man se gebed, want hy is vals, né? Hy doen eintlik maar sy eie dingetjie, gaan sy eie pad, en dan ewe skielik wil hy hom na God toe draai, sê, hy dink nie dit werk lekker so nie. So ek dink, ek en jy moet ons ondersoek en sê, is ons regtig, buig ons regtig vir God, of wil ons net vir God buig, wanneer ons in die moeilikheid is? Baie belangrike vraag. Dis wat hier staan. Hy sê, sal die Here 'n afskeid hê van so 'n man se gebed? Dit is vir my baie keer so interessant, my jare wat ek nou in die bediening is, en wat ek praat ook met ander predikante, vriende, is hoe jy mense kry, en dis dieselfde daai tyd met 9/11, hoe die kerke stampvol was van 9/11. Die oomblik wanneer dit begin sleg gaan, of wanneer dit baie vrot begin gaan, dan is dit asof mense weer terughardloop kerk toe. Ek en jy is die kerk, nee, ons om die Here te loof en te aanbid, kom ons sê dit so. Ek dink ons moet ons almal die vraag afvra, hoe dien ons God? Is ons eintlik maar ons eie afgod, ons eie God? Of is God ons God? En ek dink is 'n baie relevante vraag vir jou en vir my. As iemand hom doof hou vir die wet van die Here, sal die Here afskeid hê van so 'n man of vrou se gebed. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.